Dit is vandag maandag 15 Junie. Welkom by ons luistermeditasie in Koninkrykstyd. Ons lees saam uit 1 Konings 19 vers 15 en 16. 1 Konings 19 vers 15 en 16. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek nooi jou om saam met my tot rus te kom. Ek steek vir ons 'n kers aan. Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm my tot U eer. Troos my, sterk my, leer my, lei my. Gees van God, vul my al meer. Vorm my tot U eer. Amen. Die verhaal van Elia bly vir my een van die wonderlikste geloofsverhale. So baie vir my in my eie lewe kom beteken. Ons sien dat Aram, die koning van Israel is, wat afvallig raak en Elia moet vir hom die boodskap gaan gee, omdat jy jou rug op die Here gedraai het, gaan na vir 'n baie klomp jaar nie reën nie, daar sal droogte wees. En dan vlug hy vir sy lewe. En dan sien ons hoe die Here vir hom versorg. En hom, nadat waar hy is, die water en alles opraak, God hom lei na Sarfat toe, waar hy 'n weduwee kry en sy teenwoordigheid in haar lewe vir haar ongelooflik baie beteken. En dan ken ons die verhaal waar haar seun sterf en hy dan oor haar gaan bid en die seun lewendig word. Dit alles gee hom moed om op te tree teenoor die Baal profete en daag hy dan eintlik vir Baal en die profete uit, en dan sien ons wat gebeur op daai spesifieke dag, hoe die Baal profete geen reaksie kry van hulle gebede nie en Elia die altaar nat gooi en dan bid en die vuur uit die hemel uitkom in die altaar verswelg. En hy daarna dan die Baal profete doodmaak. Elia sien dan in 'n gesig hoe die wolkie wat soos 'n hand is, 'n donderwolk word en dit begin reën. 1 Konings 19 gebeur daar iets wat 'n mens se verstand te bowe gaan na al hierdie ongelooflike ervarings, Gods ontmoetings wat Elia ervaar het. Hoor hy dan dat Isebel kwaad is oor die Baal profete wat doodgemaak is en hy dan absoluut in een krimp en vlug vir sy lewe en onder 'n besembos gaan lê en maar hoop dat hy doodgaan. So, die teksgedeelte wat ons lees, kom uit hoofstuk 19 uit met die opslig Elia vlug vir Isebel. Dit is eintlik 'n hopelose situasie. En dan hoe die Here dan ook daarvoor hom sorg onder die besembos en hom sê, man, staan op, en hom vat tot by die grot
waar hy God nie in die aardbewing en wind en vuur ervaar nie, maar in die stilte. En sy lewe dan daar totaal en al omkeer. Siederkieder het 'n aangrypende skildery van hierdie insident waar Elia uit die grot uitkom en dit lyk eintlik soos die opstanding. Uit hierdie prentjie lees ek vir ons 1 Konings 19 vers 15 en 16 en met dit alles wil ek jou nooi om hierdie gedagtes, dit wat met Elia gebeur en waar hy nou is, vir 'n oomblik op jou hart te laat lê. Die Here het vir hom gesê, draai in jou spore om na die Damaskus woestyn toe. En as jy daar aangekom het, moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. En jy moet ook vir Jehu, seun van Nimsi, salf tot koning van Israel. En vir Elisa, seun van Safat, uit Abel Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. Ek lê dit op jou hart. Na al die gebeure is dit as dit ware die opstanding wat Elia laat opstaan en in sy spoor omdraai en om dan ook die kleed oor te gee aan nuwe leiers. Thomas Keating skryf in sy boek Open Mind, Open Heart, die volgende: Our awakening to the presence and action of the Spirit is the unfolding of Christ's resurrection in us. Our awakening to the presence and action of the Holy Spirit is the unfolding of Christ's resurrection in us. Ons word opgeroep to live the resurrection of Christ. Te midde van goed wat ons soms moedeloos wil maak en ons in ons spore wil stuit. Our awakening to the presence and actions of the Spirit is the unfolding of Christ's resurrection in us. Laat lê dit op jou hart.
Gees van God wat lewend maak, vul my meer en meer. Laat dit my U teenwoordigheid raak sien. En mag U opstanding in hierdie dag en week my ook laat opstaan om met die versekering te leef dat U in en deur my leef. Amen.